kerk is weer vol. Vriemens is terug. Sal ek dink daar kom iemand. Ek het net 'n kop gesien verby. Ja nee, ek sê jou, sê. Nou sê almal baie welkom. Ons is so dankbaar vir die Here. En jy kom staan nie meer. Kom ons sing eers vir en is nog iemand met vir jou? Of wil vir jou? Dian vir jou. Dian, ja, hy is nog daar in die verre Afrika. En liefie dan julle hier kom staan of kom insit. Sy wil nie, ons moet daar voor by ons staan, sy wil alleen by jou staan. Dan kom jou sit daarom net in. Veel geluk, lieve Angie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Dat is Angie lekker verjaar. Hulle het ons gister toe sit, hulle nou, wie is dit? Wie was dit wat daai koek gemaak het, wat gelyk het of ek het al toegeneem? Jy moet ek laat na gebel word, laat weet word, en jy dink ek het daai koek opgeëet. Toe hulle nou so gemodify het, ek sit net uitstuk. Iemand moet begin inhoud oppas daar agterkom hier aan. Prys die Here. Almal baie welkom, dis lekker om almal weer hier te hê. So lekker koel dag. Ons verwag mos seker 'n lekker reentjie ook. Hy reën mos nog almekaar, so die Here is vir ons vreeslik goed. En ek kry vandag die nuus, ons gaan so hier oor net die blommetyd of gaan so permanent oopmaak. Moet ek eers niks sê nie, dis 'n geheim, So ons dorp is in die ontwikkeling. Ja, prys die Here so. Ons moet 'n bietjie wat buitelanders trek hier naartoe. En van die Freemans het die vis weggejaag. So is niks, ons moet nou 'n ander vis probeer kry. Amen, maar nee, ons is bly elkeen is hier. Ons kan weer gisterand lê ek maar net weer eens in die bed en ek sê dankie Here. Toe dit so lekker koud is. En ek trek van tot hier sit toe. Ek lê mos hier so 'n tydjie op my rug en dan sê ek dankie Here, dis darem 'n lekker dag en nou kan ek daarom lekker warm lê. My vrou lê dood, dis mos ek het nie 'n king size bed. Jy het nog 'n king size bed. Ons lief nie mekaar. Want nou die wyse hier agter my gesê, hy glo dit nie. En toen is die oudste, hy weet. Amen. So, maar ons is bly, ons afkondigings Sondag, ons gaan maar vandag mense, ons wil probeer. Die liedjies is nou agter. Gisterand het die projektor vanmôre het hy nou nikker. So ons gaan nou, jy kan of hier voor by my kom staan en ons kyk terug daar op die skerm daar vir die wat nog kan sien. Of jy kan sommer net in die stoel staan en sing. Vir die wat die liedjies ken, dis mos maar altyd die vyand dat so 'n probleem en jy kan nou kyk na kerk en moet jy die projektor op niks sien. So, maar ons gaan nou boeke druk vir sulke dae, dat ons hom ook net 'n punt wys. Amen. Amen, so. Maar anders is dit maar gewoonlik, ons Sondagdienste 10:00, Woensdae jene, dit groei. Dit groei, werklik die Woensdag teachings, dit groei. En Donderdag bidure, dit groei, dis lekker man. En almal wat gisteraan, ek glo julle is ook geseënd hier uit met die vroue bidure. Dit alles groei en ons is God dankbaar daarvoor. Werklik, as dit nie vir die gees van die Here is nie, ons is toch niks. So prys die Here daarvoor. En dan so het vir ons so 'n boks gemaak vir droë kosse. Ons het mense wat baie swaar kry, wat ons so 'n bietjie droë kosse
net as die Here dit op jou hart lê. Anders moenie gee nie, jy gee wanneer die Here sê gee. Anders, die Here sê mos in sy woord, hy het net 'n blymoedige gegewe. As jy gedwonge is dit nie, dan is jy miskien die volgende ronde. So, prys die Here daarvoor. So, wat is dan nog blom? En Dinsdagoggend nie. Weet ook nie my. Daar by die Halweghuis. Dis nou net oor Christine dit nou aanbied nou. Herinner sy my so. Kyk gesê. Dis nie Wel, ook maar my vrou bring 'n ding aan Dinsdag daar by die Halweghuis. Van die So vrou kursus. is baie belangrik. En Ja, dit dis baie kerk is vol. belangrik. Daar sê, sien jy, kyk hoe kom hulle stemme nou deur. Kyk hoe kom hulle nou deur. Die oormeerderheid, so weer die ANC vanmôre. Amen. Nou kom ons, sal iemand vir ons, Philip, jy moes dan nou lank in die kerk gewees. Jy kan nou seker die diens vir ons open. So dis nuwe mense. O ja, my ou vriend hierso, McDougal's. En daar agter. Amen. Dis nog meer as een. Hier agter is 'n nuwe O ja, nou maar almal wat nuut is, prys die Here. Julle is meer as welkom. Julle weet mos julle is welkom. Dis hoekom julle gekom het. Amen. Philip, sal jy vir ons open? Ek is weer vanoggend so opgewonde. Yes, like it man. So ek kan nie hard nie praat weer, maar in my mond nie. Nou weet ek nie wat om te sê of te praat nie, hoor. Amen. Prys. Maar sê dankie liewe Vader om pastoor. Dan pastoor die diens kan lewe, die Heilige Gees om pastoor hierdie diens kan lei. Die vuur wat om pastoor vir ons uitstrooi hier vir ons almal. Ja, dankie Here. Ons kan vanoggend weer so dankbaar wees. As ons vanoggend hier kan sit, hier kan wees, opgestaan by die bed. Dat ons gesond is. Dat ons kan sê dankie Here. Yes. U is die geneesheer, u is die saligmaker en die vredevors, u is alles, alles is alles. Dankie Jesus. Vir almal wat hier is, voel vanoggend weer so lekker om hier te kan wees. Na 'n lang tyd. Ons al die seer gewandel het, maar vervang het Jesus. En yes, like it. En ek het so vanoggend so opgewonde. Die Heilige Gees in my so opgewonde is, man. Yes, ons vure wat die uitgroei. Door my. Van die Heilige Gees en so lekker om in die teenwoordigheid hier in die huis van die Vader te kan wees. Ons is mos nie hier vir mekaar of so nie, hier vir Jesus Christus. Ja, sê net dankie vir almal. Dankie vir almal, ons almal hier kan wees en teenwoordig kan wees. Ons lekker kan luister na die woord van die Here. En dat ons net 'n opdrag kan vat hier uit op, nie net binne nie, maar belangrik om uit te vat. En om vir die ander mense kan vertel hoe belangrik Jesus is. Vandag moet ons almal 'n lekker dag wees. Goeie, rustige Sondag is. Dankie. Dankie Jesus. Amen. Amen. Ons wil net vir die mense wat so help met die sok Vrydag ook baie dankie sê. Elkeen wat hulle maak beurt en battery gee en die ander is prys eer. Dis lekker as almal so in die gemeente betrokke is. Daar sê, nou kan ons staan, julle kan kom, staan hier voor by my ons. Jy nie die woorde ken nie, as jy die woorde ken, kan jy bly sit. Ons vertrou volgende Sondag sal hy weer up and running wees.
ben Heerlie. Ek sing van Jesus, 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 Jesus. Oh, ek sing 'n lied. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All
kom, hy is die bruide God. Ons is sy bruid, wat wag vir hom. Maak nou gereed, trek aan die bruilofskleed. Hy wil vir sy aangezicht, hy wil in sy hande lig. Kniele neer, bied voor hom neer, bring hom hulle, bring hom eer. Ons rig ons oog steeds op hom, totdat hy kom. Ons oog steeds op hom, totdat hy kom. Wees soos Jesus, wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. Deur heel my lewe is dit my strewe. Ek verlang te wees soos hy. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy. Wees soos Jesus, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. Deur heel my lewe is dit my strewe. Ek verlang te wees soos hy. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy. So rein en heilig, so sag en nederig. Ek verlang te wees soos hy. Amen. Ek kom maar terugdraai. Pastoor, Kan ek net een liedjie sing? Die gemeente kan saam sing. Is reg? Want het is vir my gegee in die gees vroeg vanmorgen. Doen slechts U wil, Heer, U wil met my, U wonderbaken, met my nie klein, vorm my en maak my, net soos U wil, op liefdes gaf ek, nederig
Ek wil vanmôre hoor. Daar is alles weg. So ek moet nou uit die kop uit praat. Net om my lief, ek kan haar sien. Mens kan net jou so 'n bietjie lief. Prys die Here. Maar ek is vanmôre opgewonde. Die Here het in hierdie week vir my wonderlike woord gegee. En as 'n mens so opgewonde is, dan kan jy mos nie vir jouself hou nie. So, hoeveel het ons miskien in hierdie week, het iemand al in hierdie week gepraat wat nie die Here ken nie? Maar nie moet maar jy antwoord nie. As jy gedoen het, prys die Here mense, ons het 'n groot verantwoordelikheid. 'n Baie groot verantwoordelikheid teenoor iemand wat ons weet dat sy saak dalk nog nie reg is nie, of iemand wie se lewe net uitmekaar uitval. Verstaan jy, ons het 'n groot verantwoordelikheid om hierdie mense op te tel, mense met die Here weer. Ek sit hierdie week, sit dit dink ek daaraan dat ek gaan daar by die, wat is die Scotia, wat is die ding se naam nou weer? Ek wil daar in die bar 'n bietjie gaan besoek doen. Ek gaan daar gaan besoek doen hier, iewers in die week. So as jy my sien, ek gaan sypie, maar ek gaan daar besoek doen. Ek gaan daar 'n rondloop doen. Ek wil net kyk wat gaan daar aan. Ek het lanklaas by so 'n plek gewees. Ons is mos bang vir die plekke. En dis dan nou juist by hierdie plekke waar daar hulp nodig is. Ek bedoel as ons sendingwerk doen en ons doen uitrekkingswerk dan het ons daar in Kimberley saam met die Rooies, het ons by die bordelinge gegaan. En ons het nie geworry wie sien jou nie. Verstaan jy, om sendingwerk gaan doen, nou is ons te bang om hier in ons eie dorp. So as julle, laat hulle skinder, dis lanklaas geskinder oor die pastoor. Ek gaan daar by die drinkplek. As jy 'n glas koud, jy kan enige tyd kom proe, jy kan hom opproe, want hy gaan ys hê, hy gaan lyk soos brandewyn. Maar jy kan sien, ek gaan vol van die Gees wees. Halleluja, verseker. Ons moet ingaan, man. Ons moet ingaan, ons moet gaan soek wat verlore is. Dis wat Jesus gedoen het. Hy gaan soek wat verlore is. Verstaan jy, so, dis vir my baie belangrik. So, maar vanmôre wil ek met ons deel, daar uit Psalm 37. Ek wil eintlik hê, jy moet mos gaan kyk of ek lieg. So jy moet vir Psalm 37 gaan lees. Heeltemal. 73 bedoel ek. Ja, nou kyk ek om hier so dwars. Ek kan ook nie nou so suiker altyd skuld gee nie. Nou my eie skuld. Psalm 73, gaan lees hom heeltemal mense. Dis 'n baie, ek gaan hom vir jou preek vanmôre of verduidelik en dan gaan kyk jy of ek die waarheid praat. Dis vir my belangrik mense, dis belangrik dat ons die woord, moenie net enige prediker glo nie man. Veral in hierdie tye, moenie net loop glo nie. Gaan kyk of dit in die woord van die Here. Weer mense, ons raak nie stil nie. Ons gaan nou van Woensdag af, van vandag af, Woensdag met ons teaching en volgende Sondag gaan ons oor die teenwoordigheid, om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees in te gaan. Dis my belangrik dat ons daai teenwoordigheid ervaar man en belewe man. Ja, dit is kosbaar. Sonder dit is ons niks sien. Niks. Verstaan jy? So, nou vanmôre wil ek met ons gesels 'n bietjie oor perspektief kry. Weet jy wie verstaan vir perspektief? Is dit toe 'n hy toe kan baie Afrikaanse woord? Moeilik te hoor. Perspektief is eenvoudig uit watter rigting kyk jy die saak? Ja? Want elkeen het mos by sy saak hoe hy na 'n ding kyk. En nou wil ek vanmôre 'n bietjie by jou hoor, uit watter perspektief kyk jy? Uit watter rigting kyk jy na die saak? Verstaan jy, want daar is mos God se rigting en dan is daar mos nou ons rigting. Hoe ons wil kyk en hoe die Here wil hê ons moet kyk is mos 'n groot verskil. So ons kyk soos ons wil en ons maak soos ons wil en ons sê wat ons wil. Nou ja, en dan op 'n einde van die dag dan is ons perspektief so 'n bietjie deurmekaar. En loop die dinge nie so lekker in ons lewe nie, want ons het uit 'n verkeerde rigting gekyk. Nou as ons vanmôre kom ons vat nou maar hier staan 'n boom hier buitekant en die son skyn op hierdie boom, dan kan jy nou besluit
uit watter rigting gaan jy na hierdie boom kyk? Gaan jy uit die sonskyn kant uit of gaan jy in die skaduwee kant uit? Watter kant gaan jy nou kyk? Want hy het twee kante. En albei het perspektief, sy eie perspektief. Hoe jy na die boom gaan kyk. Dit gaan oor jou hart vanmôre mense. Want dit wat in jou hart is, verstaan jy, dit wat in jou hart is, uit daardie oogpunt gaan jy kyk. As die gees van die Here vanmôre borrel in jou hart, dan kyk jy uit God se perspektief uit. Verstaan jy? So ons kan nou vanmôre na die boomkant kyk en ons sien net die son skyn. Net die son skyn op hierdie boom. En dis wonderlik, joh, maar dis daar 'n pragtige boom hierdie, want die son skyn op hom. Maar daar's ook 'n ander sy van die boom, dis die donker kant, waar die son nie skyn nie. Verstaan jy? Vanmôre, so wat in my hart aangaan, is vanmôre baie belangrik, nou hoe sien ek die donker kant van die boom? Die sonskyn-kant dis hoe ons lewe, pragtig, dis wonderlik, en dis al wat ons wil raak sien, is die sonskyn-kant. Want ons wil nie regtig na die donker kant kyk van daai skaduwee kant, want daar is nie so helderheid nie. Hey, mense, hier is eintlik so groot ding wat God vanmôre vir ons wil deurgee, is dat in die donker kant, in die skaduwee kant, ons mens is net dieselfde. Verstaan jy? Ons het 'n sonskyn-kant wat ons maar vir almal wys. 'n mooi kant. Ons is te bang om hierdie skaduwee kant. Verstaan jy? Want daar die skaduwee is dinge nie altyd so lekker nie. Dinge loop nie altyd so mooi nie. En ons steek daai weg in die skaduwee en ons probeer vir die mense wys hierdie sonskyn-kant. Maar dis juis in hierdie skaduwee kant, as ons vir God in ons harte het, dat ons by die mens kan inkom en kan sien, en die Here help ons om 'n masker af te ruk, en jy sien maar hier is donker sye, hier is donker kante van die mens, wat hulle nie wil openbaar nie, wat hulle nie wil oopmaak nie. Maar wie, as ek en jy vanmôre kan daai ding besef en sien, Here, dis hoekom ek praat van, wanneer laas was iemand in 'n borrelskool, in hierdie drinkplekke, verstaan jy, om iemand te loop help van, dis donker kante man, dis skaduwee kante, dis plekke waar mense seer gekry het, wat hulle nie wil wys nie, en ek en u is net in die sonlig, ons wil net in die mooi deel van die lewe wil ons beweeg, maar daar's mense wat verwoes is, wat die spore van die vyand lê in hulle lewe. Elke mens is vir God kosbaar. Verstaan jy man? Mense, ons moet 'n desperaatheid, ons perspektief van die lewe moet verander vanmôre. Ons siening van die lewe moet verander vanoggend. Ons moet mens raak sien. Ons moet nie die bose sien wat deur die mens werk nie. Ons moet die lig van God. As jy by die skaduwee kant van die mens kan uitkom en jy steek maak met 'n flitse liggie aan, onmiddellik dan wyk die donkerte man. Dan wyk die skaduwee. Daar kom lewe, daar kom lig om net vir iemand, verstaan jy? Jy kyk dit 'n ander perspektief uit man. Jou denkwyse is anders. Ek wil nie, want wat help dit? Ek hardloop nou na 'n ander kerk toe en sê kom oor die ding. Dit wat help dat ek hardloop hier Follies toe, of hier na die AGS toe. Hoor ek kom hier na ons kerk toe. Vir wat man? Hoekom? Dis mense wat reeds by die lig is. Ons moet na die skaduwee kante toe gaan. Daar waar mense nie by die Here is nie. Dis waar ek en u moet uitkom. Dis die mense wat God nodig het. Dis die mense wat 'n behoefte het na 'n lig. En wie is die lig? Jesus. Maar ek en u is die draer van hierdie lig, Jesus Christus. Prys die Here man. Hey, ek het vanmôre sê jy moet met vuur kom. Ek gaan nie by jou sal uitbrand nie, jy moet vanmôre met vuur kom. Prys die Here man. Is baie so lekker. Wat het gebeur in jou lewe? Wat het in jou lewe gebeur toe jy die Here aangeneem het? Iemand het iewers lig in jou lewe ingebring. Iemand het jou skaduwee kant raak gesien. Iemand het gesien, hier's behoefte.
Hey man, prys die Here. Wie? Dis hoekom jy vanmôre met ek en jy met 'n getuienis kan sit en sê, Jesus het kom verander. Die lig en die duisternis uitgedryf. Prys die Here daarvoor mense. En dis hoekom ons God kan loof vanmôre. Wie ander ding wat ek baie mooi sit dit dink aan. Ek is mos vreeslik lief vir lees. En ek hou daarvan. En as ek so gaan navorsing doen, dan kom ek partykeer op plekke of goedjies af. Man, dan raak ek so opgewonde. Veral storie. Ek like om te skinder. Jy moet begin skinder. Jy moet oor die Here begin skinder, man. Jy moet hier na goeders, hier na stukkies moet jy begin skinder oor. Jesusie. Dis hierdie skinder wat die ding so lekker maak, man. Positiewe skinder. Lekker. As jy het jy al gesien as jy nou 'n CD gemaak het, as jy 'n sanger of 'n ding, en jy wil hê daai CD moet verkoop, dan moet jy sorg dat daar kritiek op daai CD kom. Hulle moet hom kritiseer. Dis nou. Dan loop, dan almal. Ons het daai ingeboude meganisme van, wat het daar gebeur? Nee, hy is so. Dis hoekom ek like dit skinder. Man, as hulle nie skinder, dan moet ek iewers moet ek iets doen. Ek sê moet hotel toe gaan dat ek kan begin skinder. Eerslik man. En as hulle nie verskillend, dan ek is al hierna toe, ek rook om hier, maar iewers gaan daar moet iets gebeur. Prys die Here, iewers moet hulle skinder oor ons, man. En dis wat vir my so lekker is. Ek sal lees hierdie stukkie van hierdie 4 ouens wat in die Grand Canyons gaan stap. Dis perspektief. Onthou, hoe jy dinge sien, bepaal wat in jou lewe. Nou lees ek hierdie stukkie terwyl ek nou navorsing doen van hierdie 3 ouens. Nou die eerste ou is nou 'n kunstenaar. En hy gaan stap nou in die Grand Canyons en hy kyk ons nou uit 'n kunstenaars oog uit. En dan sal hy mos nou ook, wat 'n pragtige plek om te skilder. Hy sien onmiddellik iets raak wat nou geskilder kan word. Jessie man, natuurlik, want sy mind is 'n skilder. Hy dink soos 'n skilder. Maar sê, ek en jy moet ons nou begin anderster dink as kind van God, verstaan jy? Maar die kunstenaar sien, dis daar 'n pragtige plek om te kan skilder. En dan kom jy op prediker. Die pastoor of die predikant of wat ook al. God se werk is dan groot. Kyk die perspektief. Elkeen het sy idee hoe hy sien. En dan kom daai ou Amerikaanse cowboys, hulle was met die bees. Hey, hoor nou vertel. Hier sal dan nie 'n maklike saak wees om 'n koei te vang. Kyk hoe elkeen se perspektief rondom dit wat hy sien. En soos ons as mens is dieselfde. Ons sien uit verskillende oë uit, verskillende rigtings. Maar as ons harte by God is, dan begin sien ons, dan begin fokus. Ek kom terug na Psalm 73. Ek kom terug want dit is vir my 'n baie kosbare stuk. Ek sit dit dink sommer nou net, dink nou maar net aan die oorlog. Ek sit dit dink, sê nou maar iemand het nou 2 ouens was wat dalk in 'n oorlog. Kyk hoe die mens, wie mense, alles gaan vanmôre wat werklik in ons harte aangaan. Hoe ons die lewe sien. Dan is daai ou wat met die sonder die arms en die sonder die bene. Dis 'n ou wat vir my week of nie. Ja, hy sien vir my die lewe uit God se oë uit. Dis hoekom ek soos by 'n vriend wat nou al oorlede is. Ou Frank Moster. Want verstaan jy, wie ons pastore kan 'n gruwelike ding loop wees, Ons kan vir mense hoop loop gee. Magtig man. Hy het die bene nie. Wie ons pastore, ons moet dink voordat ons soos die onderwysers gesê, voordat ons praat. Ek sal nooit vergeet dat 'n vriend daar staan. Nou moet daar vir hom gebid word. Maar dis omdat ons dokters genoeg raak het.
Pastore is nou Dr. Willem van Wyk. En die dokter, die D en die R is ewe groot, as hulle nie groter is alles. Hulle is groter as God geraak. Ja, die dokter is nou groter as God. Want hy hoor nie met die Heilige Gees van die Here nie. Verstaan jy, want ons werk ons met God se mense, man. Jeslik. Ons almal moet sensitief in die gees wees. Verstaan jy? Nou staan nou Frank, man. Hierdie kant het hy nie die been nie, en hierdie kind is so pap en niks weer, laat hy op 2 kant, so dit vir hom lekker of makliker om in 'n reistoel. Hy beweeg van dit. Maar nou staan hy hier, want dokter het gesê, kom staan hier, die Here wil jou bene laat groei. Ja, man, wat so hoop gee jy? Onthou hierdie ou sukkel met drugs, as gevolg van teleurstellings in sy lewe. Hy sukkel met drugs omdat sy dogtertjie verdrink het, en hy nie by hierdie kind kon uitgekom het as gevolg van sy bene. Verstaan jy? So hy sit met skuldgevoelens. Hy sit met 'n donker skaduwee in sy lewe, man. Verstaan jy? Hoekom ek sê ons moet sensitief wees. Verstaan, so hier staan 'n man nou met hoop dat sy bene gaan groei. Verstaan jy, mense? En nou groei sy bene nie, want dokter is mos nou, hy's eintlik God mos nou. En nou hierdie God met 'n klein lettertjie kry nie hierdie man se bene gelaat groei nie. Verstaan jy? In plaas van hom te help om sy perspektief rondom die lewe te change, man. Om die mooi net hier, maar die woord van die Here sê, wat worry jy oor hierdie ou verdomde liggaam? Die ding vergaan, man. Hy vrot. Jy wil nie naby hom kom as hy eers in 'n graf geloop lê het nie. Verstaan jy? Wat worry? Wees bekommerd oor die siel, man. Mense, ons moet bekommerd wees vir mense se siele. Dis waarvoor, dis dinge wat my op, man, jy kan hier kom in lebbekrol oor, as jou siel net gered is. Ek het nie 'n saak met hoeveel bene en arms, en hoe blind jy hier kom instap nie. Vir my gaan dit oor jou siel, man. Verstaan jy nie? Vir my is dit belangrik, om jou perspektief te draai, na positief, om te sien wat God sien, man. In jou omstandighede te sien wat die Here sien. Dis belangrik, mense. Dit maak dat ons positief in die lewe kan lewe. Ja, positief kan wees. Maak die saak ons omstandig. Here, al het ek in hierdie lewe niks nie. Al het ek niks in hierdie lewe, solank my uitkyk, my siening in die lewe positief is. En dis waar die twee ouens, sê nou maar, in die oorlog, al 2 bene verloor. Nou lees ek, want die ene sien die donker kant. Verstaan, vir hom is net, dis nou 'n saak van depressie. Want hy kan nou niks doen. Ja? En ek lees baie keer, hoor ons van ou mense, wat in die ouer tyd sit, hy kan nou niks doen, hy is so oud. Nee, hy is nou oor die wal. Maar die brein bekeer niks nie. Jy bekeer niks, man. Die liggaam is klaar, maar jou kop bekeer mos niks nie. Alles mos halfmal, dat kan jy nog bid. Nee, man, maar wat God kan mos helder doen, helder hou, man. Hey, halleluja. Yes, man. Ons moet positief wees, man. Hey, my perspektief moet change. Hier sit ek kerm, ek kan nou niks doen nie. Wie vir die ander ou, wat sy perspektief gechange het, hy sê weer, Jessie, nou is ek op die level, ek kan nou hierdie ou blommetjie ook sien. As wat ek hom doen, ek kan hom nou. Ek is nou op die level van baie ou kindertjies se gesigte. Ek kan hulle nou in die gesig. Kyk net hierdie 2 mense. Kyk net die verskil. Verstaan jy? Daar's 'n groot verskil iewers in die lewe. Het dinge begin gebeur. Iewers het daar perspektief van die lewe gekom. Verstaan die mense? Want ons sien dinge uit 'n ander oogpunt. Vir die een is ek sit in 'n reistoel, ek kan nou niks doen nie. Ek moet nou wag om dood te gaan. Maar jy's lankal dood. Jy's lankal dood. Vra dat die Here jou maar net kom haal. Asseblief, want nou raak jy in las vir ander ook. Ja, want jou negatiewe siening
raak jy 'n las vir ander mense, want jy wil nie jou perspektief verander rondom dinge nie. Is dit nie waar, mens? Ja, maar natuurlik. Verstaan, jy kan 'n besluit of ek sit in hierdie ding, maar ek gaan my lewe change. ek gaan, Here, wat kan ek doen? Wat kan ek doen? Dis soos ek lyk. My obedience is af en die een hoog is en ek is half doof. Maar my bek wat jy moet man. Jy. Halleluja. Halleluja. En hierdie optiekies ek maak maar so dat ek net, want as ek so lank staan dan raak ek styf. Maar ek raak praat. Halleluja. Hey, want ons moet dans vir die Here man. O, ons God is groot. En jou God ook ja, dis vir ons God. Halleluja, hy is groot man. Halleluja man, Jesusie. Ek hoop ek steek hier vanmôre as jou finansies so 'n bietjie stronderig gewees. Halleluja. Oh, prys die Here. Hey, as jy mal hier so. Halleluja, kom man my broer, kom drink 'n koffie. Halleluja. Hey man, change net alles. Change die perspektief het verander. Hulle praat van vyf blinde ouens. Ek is net op die storieetjies, maar ek kom nou by die storie. Van die 5 blinde ouens. Nou, hulle kan ons nou nie sien. Nou vat hulle hierdie 5 blinde ouens zoo toe. Wat sê dit? Dieretuin toe. Ek is nou so vir Engels. Lekker man. Jesus, ek kan nie eens meer skryf. Ek maak nou spelfoute as gevolg van die vir Engels. Genade. Maar hulle vat hierdie 5 blinde ouens, vat hulle nou hier af, 'n dieretent. Nou die ouens het dan seker ook van die ou diere al geken voordat hulle nou blind geraak het. Nou is hulle altyd, nee diere, dis 'n ou wildspokkie. Daai is 'n ou blespokkie. Nee hierdie, nee dis 'n kameel, ek hoor hom maar, dis 'n kameelperd. Dis so gaan hulle. Nou kom hulle, die ou, ek dink, wat kom ek vat hulle bietjie hier na die olifant. Want hulle ken die olifant, maar hy sê ook nie dis 'n olifant. Nou begin hulle hier so nou 'n betasting, die arme olifant. Nou die een hier so, by die agterkant begin, hy kan dit nie sien nie. Hier by die agterkant, heerslik, want dis 'n lang stuk tou hier. Verstaan jy? Hy is by die ster. Joh, want dis 'n lang stuk tou wat ek nou hier. Die ander een kom. Nou is hy by die bou. Joh, maar dis daarom jou stuk boomstok. Verstaan, hulle kry nou uitgesort wat gaan nou hier aan. Hier is 'n groot stuk. En nou kom die derde een en hy begin voel, hy is nou hier op die ribbekas. Joh, maar dis 'n stuk muur. Groot stuk muur, want hy voel nou net 'n stuk. Nou is die ander ene, nommer 4, is nou hier by die ore. Magtig, maar dis vir jou 'n stuk waier hierdie. Toe die olifant, nou dis daar vir jou 'n stuk waier. Kyk net die perspektief aan. Kyk hoe kom. En die laaste een is nou hier by die tand. Ja. Hierdie, dis die grootste swaard wat ek nog gevoel het. Want hy was nou, kyk wat elkeen sy siening. Verstaan jy? Ons kan nou lag vir hierdie blindes. Maar weet ons? Ons is net so blind. Ons is net so blind. Ons sien nie die hand van God nie. Ons beskryf ook situasies soos wat ons dink dit is. Ons hoor nie by die Here nie. En nou kom ons by Psalm 73 eers uit. Ons praat hier van ou Asaf. Nou ou Asaf skryf hier 'n pryse. Hy wil by die Here weet, hoekom gaan dit so met die goddelose net goed? Dus hy het nou iewers het hy nou 'n streep begin trek. Hy het nou begin naraak vir hierdie storie, want regtig, ons voel ons op baie daarso. Kyk, dit sê Here, die goddelose lyk of hulle net vooruit gaan. Dit gaan net voorspoedig. Nou as ons lees in die eerste 12 tekste, dan sal jy sien waar ou Asaf, hy praat met die Here. Hier's nou 'n bekgeveg met die ware God. Hey, halleluja man. Hy's nou kwaad oor hierdie saak. Here, hoekom gaan dit met hulle so goed? Hy vra vir die Here. Daar's 5 dinge wat hy uithaal. En die eerste een sê, Here, hoekom is die ryke, die goddelose is altyd ryk? Die goddelose het altyd hulle
ons moet altyd hier so op die brood lê. Jy maak dit elke maand. Sjoe, dit is weer Pep Stotts toe vir 'n nuwe beroep, want ek het so oor gestuur in die maand. Yes, ons is so bly. Ons het Europese vark geëet hierdie week. Halleluja. Dankie Here vir Europese vark. Verstaan? Maar hier's nou dinge. Hy vra daar in hierdie eerste. Here, hoekom gaan dit met die goddelose altyd so voorspoedig? Hoekom is daar lewe hulle so in vrede? Verstaan, dis vrae wat dit lyk vir hom of daar vrede is tussen die goddelose. Here, hoekom lyk dit so of daar tussen hulle altyd blydskap en plesier is? Dis die dinge waarmee ek en jy ook worstel, hè? Of sal dit ek wat altyd daarmee, kyk ek het nou al die antwoorde, ek weet, maar baie van ons verstaan nie, hoekom het lyk dit so vrede en dis plesier, en dit gaan so voorspoedig met hulle, en hoekom is die hoogmoede altyd so trots, wat hulle altyd so neersien, die goddeloos, hy sien neer, hy sien neer op jou en my, wat op pad met die Heer, is dit nou hoe julle Christene, julle krepeer van ellende, julle lyk sleg man, verstaan jy? Dis hulle manier, hulle hart, verstaan jy? Here, dit lyk of hierdie mense vooruit gaan. Dit lyk of daar net vooruit gaan. En dan kom vers 13. Hoor mooi mense, hoor mooi. Dit wie jou mindset, jou perspektief van die lewe, kan jou so beïnvloed, dat jy sal backslide. Jy sal terugval in die wêreld. As jy jou heeltyd sit te voed, as jy na die goddelose sit te kyk, jy sal terugval in hierdie wêreld. Jy sal sonder God loop raak. En dis wat ek in vers 13 vir julle lees. Hy sê daar waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas. Die hele dag tog is ek geslaan en met tugtiging was daar elke môre. Waarlik, vir wat het ek nog my hande rein gehou? Vir wat het ek nog my hart rein gehou voor God? As dit met die goddelose net goed gaan. Verstaan jy, ons kom op 'n punt, mense, en as ons nie die heerlikheid van God beweeg het, dan gaan jy begin voel of die goddelose seef nie. Of dit met hulle net, maar hier kom die catch. Hier kom die ding. Want God los nie 'n antwoord onbevraagd. God los nie 'n antwoord, want jy het vir hom 'n vraag gevra. Jy het vir die Almagtige 'n vraag gevra en hy gaan vir jou antwoord. Miskien nie op jou tyd nie, want hy wil kyk wat jou perspektief rondom 'n saak is. Hoe jy die ding begin bedink, want hoe jou hart is, gaan die uitkoms bepaal. Waar jy staan in jou lewe gaan jou uitkoms bepaal. Waar jou hart is, gaan jou uitkoms bepaal. So God los. Hy los vir Asa. Hy los dat hy op 'n punt kom, maar jy sien, die woord van die Here sê, hy sal nooit 'n brandende put uitdog. 'n geknakte riet afbreek. Nog nooit sal God jou bo jou beproewinge, nooit bo jou kragte beproef, nog nooit nie. Hy sal vir jou 'n antwoord gee. Dit lyk, en dan kom die Here, verstaan jy, waar hy sê, dit lyk of hulle goed gaan. Het jy al 'n mens gesien man, sonder God? Dit lyk of dit goed gaan. Dit gaan nie goed nie man. Ek kan jou verseker, waar God nie in 'n lewe is nie, gaan dit nie goed nie, daar's nie 'n manier nie man. Nog nooit kan dit goed gaan nie, want daar's 'n leemte hier binnekant, daar's 'n soeke hier binnekant. En ons probeer hierdie masker, ons het hierdie skade weer kan, laat dit vir die mense lyk, dit gaan goed. Dit gaan nie goed nie. Kom ons gaan verder, laat ek vir julle die antwoord gee. En nou in vers 16 sê, toe het ek nagedink om te verstaan, maar dit was moeite in my oë. Jy sien, dis waar God vir ons wil hê. Dis waar die Here vir ons soek. Ons moet gaan sit. Gaan sit! Want ons ken mos nie sit. Ons wil maar net hardop, ons wil te bedrywig wees, ons wil te besig wees, ons wil vir God vreeslike kom dinge doen. Maar, Here, jy sien mos, Here, jy maak ek al weer koekies hier. Here, jy sien mos, ek maak al weer kerskool. Here, so bly dit net. Man, God sien dit, maar hy stel nie dag in belang nie. Maar hy wil hê, jy moet loop sit. Ons gaan volgende week, Here, moenie mis
Volgende week gaan ons praat van oor daai, om net 'n bietjie, Here, kan ek net so 'n bietjie nog by u sit? Ja, prys die Here. Jy man, jy man, net wil net so 'n bietjie by u sit man. Wie my trane wil so loop man. Ja, Jy mense, dit waar, ek wil net so 'n bietjie by u kom sit, Here. Here, die dinge raak vir my te warm, die storms raak te veel. Ek wil net by u 'n bietjie kom sit. En die Here kom en hy antwoord vir hom hier. Hy sê, ek het so gedink en ek het so gevoel. En kyk wat sê hier in vers 17. Totdat, hoor hierso, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan en op al hulle einde gelet het. Totdat ek in die teenwoordigheid van God in beweeg. prys die Here. Tot ek toe sien ek, Here, my perspektief Halleluja. is verkeerd. Here, my perspektief is verkeerd. Ek sien verkeerd. Ek het in die verkeerde hoek uitgekyk. Ek ken u nie. Ek besef nou eers wie u werklik is. Nou wat ek in die teenwoordigheid, nou wat ek in hierdie stilte van God loop sit. Nou sien ek, Here, en dan is daar 'n klomp dinge met die Here. Hy sê, hy wys vir ons die toekoms van die goddelose man. Hey mense, nie laat ek my verlustig in die toekoms van die goddelose nie, maar ons elkeen het 'n keuse hier op aarde om te maak. Ons moet 'n besluit maak. En ek kan jou verseker, iemand wat verlore gaan, is 'n mens wat werklik sy hart verhard op teenoor God. Ek kan vir jou sê, dis 'n bose mens. Want as jy sondig teen die Heilige Gees, terwyl hy geklop het, verstaan jy, en jou eie dinge gedoen het, en hy klop tot voor jy sterwe, man. Tot voor jy sterf, klop die Heilige Gees, en hy vra, wil jy nie maar vir Jesus innooi in jou lewe nie? Jou, dis 'n verharde hart, dis 'n goddelose, dan sê ek, amen, Here. Want met hoeveel mense moet jy nog praat, en hulle weier om Jesus Christus in hulle lewe aan te neem. Want Johannes 3 vers 5 sê vir my, as jy die koninkryk van God wil ingaan, sal jy moet tot bekering kom, Nikodemus. Jy sal Jesus in jou lewe moet aanneem, en ons sal hierdie godsdienstige gees moet afsterwe. Ons sal moet klaarmaak met hierdie, want dan sê ek wie, dan sal God vir jou, as ek en jy net kan stil raak, en ons sit met verkeerde gedagtes, 'n verkeerde perspektief van die lewe, hey mense, dan sal die Here kom in jou stilte kyk, en hy sal vir jou wys, wat is die toekoms van 'n goddelose mens, van 'n mens wat met 'n masker die hele dag rondloop, van 'n mens wat sy hart verhard teenoor die Heilige Gees van God. Verstaan jy? Ek sê vir jou, God gaan vir jou wys, en ek en jy weet in ons harte, ons weet waantoe so mense op pad is, mense. Dis hoekom ek sê, laat ons doen. Ons is hier vir ander goeders, man. Ons is hier om siele te wen vir die koninkryk van God, man. Ons is hier vir ander dinge nie. Ons is hier om desperaat te wees vir 'n mens wat verlore gaan. Dis waarvoor ons hier. Ons is hier om Sondag vir Sondag die kerkbanke te kom warm sit en hierdie week te lewe jy soos 'n goddelose nie. Dis nie die plan wat God vir my en vir jou het nie. Nee, my boetie sê, en hy wys vir Asaf nog verder in dinge. Hy sê, Asaf, jy wat so klaar in kern, kom ek gou vir jou wys. Jy was nooit, hoor mooi, kyk jy die mooi beloftes van God. Die oomblik toe in die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan sit. Hy sê, jy was nooit alleen in jou swaar kry, Nooit. Beloftes. Dit staan daar. Hy sê, jy was nooit alleen in jou swaar en moeilike tyd. Ek was altyd by jou. Hy sê, wie Asaf, ek het jou altyd beskerm. Onthou, dood en lewe lê in God se hand. Die Satan wil jou nie, hy wil jou dood. Ek het jou altyd beskerm, Asaf. Hy sê in 'n ander belofte, ek sal jou dra, en ek sal jou versorg, tot die einde toe. Ook wanneer jy te oud is, en nie meer kan nie,
Ek sal jou dra en ek sal jou versorg tot die einde toe. Nog 'n laaste enetjie. Hoe onvolmaak die mens se perspektief is oor homself, wys God vir ons uit. Die gees van die Here in die stilte tyd kom hy en hy kom wys vir jou hoe onvolmaak kyk jy na die lewe. Verkeerde perspektief. Maar die oomblik as ons by God kom in sy teenwoordigheid, dan draai hy. Dan wys hy vir jou, hoor hier is skadukante ook in jou lewe wat sal moet lig kry. Jy sal moet lig kry. Hierdie dinge gaan vir jou insuig. Hierdie dinge gaan jou vernietig. Mense, ek sluit af. Ek het nog 5 minute. Ek sluit af weer. Ek sê ons nou gesê ek is lief vir lees. Dit is baie belangrik dat ek en u vanmôre ons saaigrond moet gereed kry. Die gelykenis van die saaier is baie vreeslike mooi. Hy moet eers die grond moet gelyk kom, gesond kom, sodat die gees van die Here kan saai. Anders help niks nie. Nog 'n gelykenis van die talente. Ons het al hierdie goed, ons gebruik dit. Hoe verwag ons dat daar verandering in ons lewe moet kom? Ons het gelees oor 'n ou. Kyk, ons paas droom ons vir ons. Vyande. Hulle besluit maar wat jy moet word. Gelukkig het ek nie 'n plaas wil word. Ek het julle ons al gesê hoe verpes ek 'n dorp raak. Of 'n dorp lang. As jy aan die hart geraak het, die einde. En nou kan die koel staan maar soos 'n lijk. Al die skape se krale moet jy vir hom nou aan sy oor vat. Hy bler nie eens. As hy net gebler, kan jy gesê dis lewe nie. Net so het ons ouers. Hulle kies vir jou wat jy moet word. Nou hierdie ou is nou ook so ou. Hy wil 'n prediker word. En het gaan studeer vir 'n prediker. Maar sy pa is nou in die regte. Nou ja, hy toe nou geloop leer vir 'n prediker, maar toe moet hy terug. Dis maar so ons Duitsers het ook net so 'n fyn manier. Jy kan nou loop leer vir 'n dokter, maar daar's niks in die wêreld seker wat so geld. Die ching loop, maar jy's uitgesort. Nee, jy moet 'n ambag ook nog kom maak. Dis 'n Duitser. Wie is dit wat? Hey. Nou hier is dieselfde. Hier is nou 'n seun, hy wil in die bediening ingaan. Dis sy hart. En hy gaan leer, maar toe hy klaar geleer, toe sê sy pa nog terug. Jy moet in die regte ook. En op die einde van die dag het hy nooit by die regte by die bediening uitgekom nie. Hy het sy hele lewe in die regte spandeer. Nooit by sy roeping uitgekom nie. Want sy pa het besluit. En toe kom 'n jong man nou, hy is baie suksesvol en hy het die beste in sy beroep gedoen op roeping en whatever en later in die politiek en jong, hy is net die ou. Hy is iemand waarna jong mense kan opsien want hy maak van alles wat in sy hand aansit is die beste. En op die einde van die dag is hier nou so 'n jong man wat nou hom geopgesien het. 'n idol, jy verstaan wat hulle maak van ons idols. Maak ons die mense hoe 'n idol. Nou hier is nou 'n idol. Hy het nou opgesien na hierdie. En hy sê vir hom, toe hy by hom kom, hy wil graag wees wat hierdie ou. Hy wil gaan leer vir sê nou maar in die reg. En hierdie ou vra vir hom, hierdie ou wat nou op sy aftrede en klaar is, hy sê, en dan? Hy sê nie, dan wil ek wil die beste advokaat wees. En hy sê, en dan? Hy sê, en dan wil ek in die politiek ingaan. En dan wil ek die beste politikus wees. Hy sê, en dan? Hy sê, en dan wil ek die president. Hy sê, en dan? En so bly dit, en hierdie ou gooi sy drome uit, van wat wil hy word, en wat wil hy bereik, en
Die laaste een vra hy weer en dan. Hy sê dan sit ek oud en dan moet ek nou doodgaan. Hy sê en dan, as jy doodgegaan het, en dan, nou het jy 'n probleem, want jy het alles bereik hier, wat pa gesê het, maar daar's 'n en dan, wanneer jy oor toe maak. Verstaan jy vanmôre mense, hoekom ek sê ons moet ons perspektief in die lewe reg kry, want daar gaan 'n en dan by ons kom. As ons hier klaar maak en ons staan voor God, wat wil ons sê? Wat wil ons sê? En dan, het jy jou Skepper ontmoet? Het jy Jesus ontmoet? Vir wat het jy geleef hier? Vir wat het jy hier gelewe? Om God, sonder iewers in jou lewe vir God in te kry. Kom ek lees vir julle, ek sluit af met hierdie teks, Johannes 12 vers 25. Sluit ek af en nou wil ek hê jy moet gaan self dink oor hierdie teks. Hy sê wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sê die teks, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Ja, wat 'n groot. Wie sy lewe liefhet in hierdie wêreld, sal dit verloor. Maar wat sy lewe hier verloor ter wille van Jesus, hy is bewaar vir die koninkryk. Daar's nie ek en dan nie. Daar's 'n ander en dan, daar stap in die hande van God. Jy, verstaan jy, wat 'n groot vreugde, as Jesus Christus, na die verlore seun, en hy staan en wag. Mense, weet jy, die skaars sit so op jou gesig, en as hy nie daar is nie, dan sal op jou hart, soos jy verwoes is in hierdie lewe. Want jy het nie jou lewe hier lief nie, man. Wat wil jy hier lief hê? Aborsies? Verkrachting, dis hierdie wêreld. So wat wil jy hier lief hê? Nee, ek praat nie van God se skepping, is altyd kosbaar. Maar die wêreld, wat bied dit vir jou, wat vir jou kan verlief maak op hierdie gemors hier? Niks. Die prediker praat baie, hy sê te vergeefs. Maar en dan, as ek daar instap, stap ek in die hande van God. Jy sê die bloedloop, die wondersiks, my hart uit mekaar. Halleluja, halleluja. Maar my siel is gered. My siel is gered. Maak wat jy wil. Dis hoekom Paulus sê, slag, maak wat jy wil. Verwoes my siel is gered. So ek wil vir u vanmôre los met hierdie boodskap. Gaan maak seker. Gaan vra vir die Here, as ek hier klaar maak. En dan, waartoe gaan my siel? Maak seker, waartoe jou siel gaan. Moenie bedrywig vir die Here wees, daai goed beteken niks. Jou werke is dooie goed. Maar jou geloof in God, dis waar. Dis waar die punt is. As ek hier klaar maak, dan stap ek in die koninkryk. Hey, hoor mooi, jou naam is geskrywe. Hy is klaar uitgrafeer. Dis die goudstrate. Jesusie, my, dis perle. Verstaan jy dit? Hier goed praat eintlik van die heerlikheid van God. Hierdie goue strate en dis die heerlikheid van God waar ek beweeg. Prys die Here. En dan stap ek reguit na my. Nie woonstelletjie toe nie. Nie woonstel waar die krag en die water gedurig. En die buurman daar sit syp en morsie. Nee, daar stilte. Dan hierdie hiphop moet skriek wat jy net doen. Klink soos 'n maag wat kos soek. Nee, man. Prys Here, my naam staan daar. En die heerlikheid van God, die wolk hang oor my blikplek. Hey, halleluja, want die wolk van God hang oor ons blikplek. Kom ons sit dit skoon. Here, ons loof U vanmôre. Ek prys U vanmôre, my God. Dat ek weet vanmôre, Here, as ons hier vasbyt en ons hou uit, my Here.
dan weet ek, as soos in die heerlikheid, ook daar die heerlikheid gaan saam met ons, want die wolk trek saam met ons. O, die wolk is nie net in hierdie tentwoningkie hier waar ons is vanmôre nie. Ons is hier op tent, maar die wolk is hierso. Maar as hierdie tentbewoning of tentwoning begin beweeg, dat ons hier klaar maak in hierdie lewe, dan beweeg die wolk saam met ons in die ewigheid in. Prys die Here, want die heerlikheid van God verlaat ons nooit nie. Die heerlikheid van God bly saam met ons, Here. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre kan besef, as ek hier klaar maak, dan weet ek stap by U. Here, ek bid vanmôre vir elkeen van ons wat dalk 'n skaduwee kant nog vanmôre het, dat U lig vanmôre sal skyn op hierdie ou deeltjie, sodat ons kan besef, Here, ek het U nodig. Miskien is daar in my hart, voel ek ook, hoekom gaan dit so goed met die goddelose, Here, en met my gaan dit so moeilik en taaf. Here, daar is my niks so mooier, soos ou Paulus en Silas in die tronk. Hulle het net klaar pakslag gekry. Hulle het net nou klaar kom hou op hulle liggaam gekry. Here, maar in die tronk, nog met hierdie seer, nog met die bloed wat so aftap van hulle af, met hierdie vernedering, Here, kon hulle harte verhard het. Hulle kon ook soos ou Asaf gevra het, maar nee, Here, hulle perspektief oor wie God is, en omdat hulle U ontmoet het op 'n pad van Damaskus, Here, het hulle U ontmoet, en hulle weet wie God is. En in U heerlikheid, as ons vandag in U heerlikheid instap, soos vers 17 sê, en ons ontmoet hierdie ware God, dan kan die wêreld maar maak wat hy wil, die houe kan maar val, ons soos Paulus en Silas in die tronk, ons sal bid en lofsange sing tot eer van God, want die woord sê vir ons so mooi, net daar buitekant, net die volgende oomblik, toe kom sluit 'n engel van God hierdie kettings oop. En hy maak die tronk se deur oop. Here, die geheim lê in die teenwoordigheid. Want as ons in die teenwoordigheid, dan maak ons mindset, hierdie tronk wat ons sit in, en ons perspektief so verkeerd is, Here, dan maak hierdie tronk deur oop by God. En ons sien die lig. Ons sien die lig van God. Ons sit, omdat ons U verheerlik in ons omstandighede, Here. Ons bid in ons omstandighede. Ons sing lofsang in ons omstandighede. Want ons weet wie ons God is. En die volgende oomblik waar ons nog sit, dan stap ons uit. Here, ek prys U, Here, dan stap ons uit, Here. Dan stap ons uit, want ons weet, ons God is groter as hierdie wêreld. Laat hulle slap, laat hulle maak wat hulle wil, Here. Want ek weet, en dan stap ek by Jesus. O ja, ek weet U staan wag my daar. U wag vir ons en U vat my by die hand. U vat elkeen van ons by die hand, Here, en U lei vir ons. En U vee die trane van ons gesig af. U maak die wonde skoon. En nou kan ons ook sê, waarlik is ons saam met Jesus hierdie kruis gedra. O, neem jou kruis op en volg my, sê U. Ek prys U, Here. Ek bid dit vir ons dorp. Ek bid dit vir ons gemeentes. Ek bid dit vir ons mense, my God. Ander perspektief vanmôre, Here. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en dan kan ons nog so 'n laaste, jy moet weer omdraai. Toe my volgende Sondag terug dat U terugdraai. Maar jy kan ook volgende Sondag almal hier kom voorstaan as jy so warm is. Amen. Okay. Kom ons staan net so omdat ons luister net gou wat die tannie sê. Sy het so kort getuienis nie. Ek kan sê, 3 weke terug, het my kleinkind baie hele ongeluk met 'n motorfiets op prys God het. Sy was verlam gewees vanaf skouers af tot haar voete. En deur God se genade, 3 dae te loop sy. Amen. Die bloed van Jesus het oor haar gepleit. Ons sê vir almal baie dankie met saam gebid. Amen. Amen. Tony down.
staan net so, ek moet toch net vir as daar partykeer 'n woordjie uitglip, vergewe, ek kom hier uit die suide van Namibië, vergewe die woordjie, kom ons ontvang die seën van die Here, as lekker koffie ook. Vader, mag ons nog gaan in hierdie vrede en hierdie blydskap van U, my God. Here, ons weet U is die Alfa en die Omega. Ons weet U is die begin en die einde. Ons weet U is 'n God van liefde en verhouding. En ons weet U is 'n God van omgee en U is 'n God van beskerming. U is 'n God van vol vreugde en blydskap. En ek weet, Here, as ons by U bly en ons perspektief hou, sal U ons beskerm. Maar verloor is dit ook partykeer, sal U, o Heilige Gees, ons help om dit weer op die pad te kry. Daarom prys en eer ons U vanmôre, soos 'n Paulus en 'n Silas, as ons partykeer nog in ketting sit. Prys ons U in Jesus naam. Amen. Daar's lekker koffie.